U is almagtig. En Jesus, ons buig voor U. U is waardig dat ons lewens omdraai om U te volg. Here, want toe U disippels geroep het, gesê het, volg my, is dit ook 'n uitnodiging vir ons almal, om U te volg. Dankie dat ons U kan verheerlik met ons stemme, Here, maar dankie dat ons U kan verheerlik met ons harte. Heilige Gees, U weet wat U vanmôre hier wil kom doen, en ons vra net, Here, kom U nou net in werk U in ons harte, kom bedien U onsself vanmôre, ons is so bewus van U goddelike teenwoordigheid hier, en is in dit, wat ons net in U teenwoordigheid wil stil raak, en wil luister na wat U vir ons sal sê, Here. Want U Godsplan is besig om oor ons oop te breek. U is besig om die belofte van 'n pad in die woestyn te kom oopbreek. En ons dankie, Here, dat ons vanmôre net as 'n gemeente ook kan weet dat U besig is met ons, dat U aan die werk is, en dat ons al klaar van die vrug kan begin beleef. Ons eer U, ons loof U net. Amen. Dankie. Die Here is regtig waar so groot in ons lewe. En wie van julle het lekker gesing vanoggend? Ja, tot ek wat nie kan sing nie, lekker gesing vanmôre. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy hier in die diens is, dat jy gekom het. Gistermiddag het ek en Marita, ek sê man, ek wil net 'n uitnodiging stuur weer vir almal vanoggend. En ons sit nou grappies maak en sy neem die grappie op. Dis vandag Sondag, so ek kan nie gaan visvang nie. Maar die Here is die groot visser. Hy is die groot visserman. En ek wil vandag 'n bietjie met jou gesels oor wanneer jy 'n woord kry en jy staan by die Here vir deurbrake en jy weet, jy lees die teks in die woord, dat die Here gaan 'n pad oopmaak en hy gee vir jou 'n oop deur, dan is daar baie keer wat ons daar staan en ons kan nie deur daai deur stap nie, want is nog nie regte tyd nie. En dit maak ons moeg. En dan is dit in daai tyd waar die vyand kom en hy allerhande aas voor ons kom sit om ons deur daai deur te laat stap. Nou, ons gaan vanmôre met mekaar deel uit die woord uit. En weet ou Dawid, hy's gesalf as die volgende koning. God het klaar vir hom die belofte gegee. Dawid, jy sal hierdie nasie sal jy lei. Hy het hierdie hele belofte. Maar Saul is nog koning. En op 'n stadium wil Saul wil hom doodmaak. Hy wil dit stop dat Dawid die nuwe koning word. Want hy het gehoor dat Samuel hom gesalf het. En Dawid kruip in 'n grot weg. In Psalm 57. Ek wil graag die Engelse teks vir jou lees. Ons gaan oor die Afrikaanse ene praat. Want hier is 'n vertaling direk uit die Hebreëus uit wat dit so mooi stel. Want daar's twee teksgedeeltes. Ek wil Ou Testament en Nuwe Testament gebruik vir vanmôre se boodskap. Vers 3 van Psalm 57. Wat Dawid daar in die grot skryf hy. I will call upon the most high God, upon the God who completes what he promised for me. Dawid weet wat God se doel met sy lewe is. Hy weet dat God hom wil inbring in daai plek waar hy die volk moet lei. En hy roep na die Here. Sê Here, ek erken dat U my God is en ek erken dat U beloftes oor my lewe sal oopbreek. Dawid gee vir ons hier 'n voorbeeld. Aan wie vertrou jy? Wat glo jy oor hierdie beloftes
wat God oor jou oopgebreek het. Nou wanneer ons daai woord het, die Here gee vir jou 'n oop deur, dan beteken dit nie dat jy onmiddellik gaan deurstap nie. Dawid is so 'n groot voorbeeld. Hy's gesalf, maar vir eendag, vir die regte tyd wanneer God hom deur daai deur wil laat stap. Die tweede teks wat ek met jou wil deel is ook 'n bekende deel, want hierdie boodskap van my is eintlik nie 'n nuwe boodskap nie. Dis maar hoe die Heilige Gees het nou vir my oopgebreek het wat ek dit met jou wil deel. Matteus 4 vers 19. Ek het dit in een van die nuwe vertalings, Afrikaanse vertalings, dit stel dit so mooi. Kom, word my disippels en ek sal julle vissers van mense maak. Nou wat ek nou op gebid het, Jesus het dis hy roep vir sy disippels. Maar hy sê ek sal julle vissers van mense maak. Hierdie ouens is vissers, hulle is op hulle bote, hulle het hulle nette, hulle vang vis. Hulle ken dit. Dis hulle hele lewe, maar Jesus sê ek bring 'n nuwe ding, ek gee vir julle 'n belofte. Wanneer julle my volg, dan gaan julle, soos wat julle hierdie visse vang met nette, gaan julle mense kan vang vir die koninkryk. En dis 'n opdrag. En as jy so daarna kyk, dan is ek en jy vandag deel van die vangs van die disippels, van die apostels. Want is deur hulle woord wat ek en jy tot bekering gekom het, wat ons gedeel geword het van die koninkryk. Nou ek wil gou iets met julle deel, 'n droom wat ek gehad het, maar ek gaan nie die hele droom met julle deel nie, want dis nie waaroor dit gaan vanmôre nie. Daar's 'n dambal wat gebreek het en ek moes uit die water se pad uitkom. Maar ek is op 'n stadium, is ek in 'n graan, soos 'n graansilo, hierdie ronde, hoe baie hoë ronde struktuur. En ek staan daar en ek wonder maar, ek sien daar bo is 'n venster. So hier kyk, daar's 'n venster. In die volgende oomblik bevind ek myself by daai venster op 'n baie smal stukkie wat in die ronde van daai gebou is. Ek kan skaars staan en staande bly. En buite is die grond gelyk. En ons het voor dit het ons vir mense gevra, bid saam met ons, daar's deurbrake wat moet kom. Nou in hierdie droom staan daar 'n klomp mense buite hierdie venster en hulle moedig my aan en sê Tinus, klim deur die venster. Klim deur die venster. Dis maklik, jy's lank genoeg om net uit te tree. En in daai droom weet ek moenie deur daai venster klim nie. Nou staan ek daar en ek kyk, daar's geen uitkoms vir my nie. En terwyl die mense nog sê, klim gou, klim gou. Bonatuurlik is daar 'n deur wat in hierdie muur langs die venster verskyn. Die deur gaan oop. En ek skuifel na die deur toe en ek gaan deur en ek is buitekant. En dis al wat die Heilige Gees my kom leer het. Gaan jy na die stemme rondom jou luister oor hierdie deur wat God vir jou die belofte gegee het van? Gaan jy vir my as God luister of gaan jy vir al die stemme rondom jou luister? En partykeer bring die Here mense na jou toe om saam met jou te bid daaroor. Ons kan nie net sê ek wil nie saam met ander mense bid hieroor nie, want die Here bring mense, maar Dawid moes alleen daar staan en uitroep na die Here toe. En dis wat ek en jy moet doen, ons moet uitroep na daai belofte. Here, maar U die belofte gemaak. Daar's beloftes wat uitgespreek is oor ons gemeente waarvoor ons nog wag. So as ons kyk na hierdie teksgedeelte, dan is die deur kan oop wees, maar die tyd is nog nie reg om daar deur te stap nie. Want God sal vir jou wys. Hy sal vir jou wys. Maar nou kom die vyand. Jy sit met daai woord, jy weet dat jy weet. Daai deur is die belofte van God. En God het gesê, wag. Wat doen die vyand? Doen dieselfde wat met Eva gedoen het. Het God regtig vir jou gesê jy moet wag?
Hy gee dan vir jou oop deur. Hoekom wil jy wag? Jy sien, want God maak hy deur oop. Hy gee vir jou daai belofte sodat jy hom kan vertrou. Boodskap van Psalm 57 is dat God die een is wat sy belofte vervul. As jy nie 'n opdrag het oor daai oop deur om iets te doen nie, dan doen jy nie iets nie. Want God is die een. Dawid sê dit so mooi. Here, U is die een wat dit volbring. Jou lewe in Christus. God is die een wat jou lewe in Christus volbring. Jy sien, ons versoeking, as ons voor daai deur staan, is dat ons wil God net 'n bietjie help. Ons wil hom 'n bietjie help met hierdie deur. Ons wil daai deur 'n bietjie groter oopstoot. Ons wil dit verder oopmaak. En ek wil almal om my wil ek oortuig dat hierdie is die deur wat God vir my oopgemaak het. Hier moet ek deurgaan. Hierdie wagtyd wat die Here vir ons gee voordat ons deure stap, is 'n tyd waar die Heilige Gees met jou wil werk. Want as God 'n oop deur vir jou beloof, beteken dit daar's iets anderster kan wat nie is wat God spesiaal vir jou voorberei het. En hy wil hê jy moet in 'n spesifieke karakter in jou moet uitkom, daar's spesifieke goed in jou wat hy wil gebruik aan die ander kant van daai deur. En dis die tyd waar die Heilige Gees kom en hy kom bou jou geloof. Hy kom help jou met jou gehoorsaamheid. Jy sien, maar dit is so belangrik dat ons nie daai gehoorsaamheid het, dat ons afhanklikheid aan die Here kan verklaar, dit kan bewys. En dis in daai tyd waar die Heilige Gees met ons werk, dat die vyand met sy aas kom. Jy sien, as jy gaan visvang, dan sit jy jou pap aan daai hoek, laat die hoek toe is. Want jy wil hê daai vis moet daai stuk pap raak sien, en hy moet daai pap moet hy kom eet, of die wurm, wat hy kom eet. So jy maak die hoek toe. Dis wat die vyand met my en jou doen. Hy kom hou die aas daar, maar ons sien nie raak in die gees dat daar eintlik 'n hoek in daai stuk aas is nie. Want wat vang die vis? Is dit die aas wat ons gebruik of wat? Dis die hoek binne in daai aas wat vashak. Die aas op sy eie kan nie vashak nie. Dis die hoek binne in dit. Nou watter aas gebruik die vyand dan met ons? Jy weet, ek het in 'n huis groot geword. Ek het 3 broers gehad. My pa, my ma en my 3 broers het provinsiale klere gehad in Hengel. Dan sit ek saam met hulle by die dam. Ek gooi presies op dieselfde plek as hulle in. Ek gebruik presies dieselfde aas. Hulle vang vis, ek kry nie 'n byt nie. So, daai ene moet ek nog vir myself gaan uitwerk. Hoekom het my probeerslag dan nie gewerk nie? Maar hoe kom die vyand in die aas wat hy voor jou uitgee? En die eerste een is daai ding van dit moet vinnig gebeur. Dit moet nou gebeur. Jy kan nie langer wag nie. God sê wag. Die vyand kom sê vir jou nee, nou. Jy moet dit nou doen. Doen iets. Geloof sê wag op God. Jy sien, want die tweede ene is vrees. As dit nie nou gaan gebeur nie, dan mis ek hierdie hele ding. Dan gaan ek dit mis. Dan gaan ek God se belofte gaan ek mis. Ek moet dit nou doen. Die geleentheid gaan verby. Iemand anderster gaan dit dalk oorvat by my. Want baie keer wat gebeur is,
Dit is so. Nou sit ek met hierdie belofte en dan kom iemand anders dan wil hulle daai belofte vir hulle vat ook. Ek onthou so vroeg in my bediening is daar 'n vreemde persoon wat vir my woord gee. En dis nogal 'n redelike groot woord gewees. En onmiddellik iemand wat daar staan is, ek vat daai woord vir my ook. En dis wat ons wil doen. Ons sien, wow, kyk net hierdie woord wat die Here vir hierdie persoon gee. Ek wil dit ook hê. Ons is bang dat as ons wag, dat God sy plan gaan verander. Weet jy, God verander nie sy plan nie. As hy vir jou belofte gegee het, dan gaan dit gebeur. Hy gaan dit nie verander nie. Ons gaan nie die geleentheid mis nie. Want hy is die een wat die geleentheid skep. En die volgende aas is ambisie. Jy sien, want ek het nou, julle kyk net 'n bietjie wat se woord het die Here vir my gegee. Nee. En ek stel my so 'n trappie hoër as almal rondom my. Want ek is die een wat die oop deur gekry het. Ek is die een wie die Here uitgekies het. Weet jy wat? Dit is so, die Here het jou uitgekies, maar hy het jou uitgekies om deur daai deur te stap en te gaan 'n diensknegt te gaan wees. Maar dis wat hy met ons doen. Hy wil ons gebruik. Hy wil ons gebruik. Want as jou ambisie so groot word, dan kan jy nie nederig voor die Here staan nie. En dis waar ons harte moet wees. Jy sien, en dis ook die tyd wanneer ek en jy kompromieë aangaan. Ek sal maar dit doen. Ek sal maar dit doen. Ons wag nie die tyd uit nie. Ek sal solank is 'n kompromie. Ek sal solank hierdie doen. Ek sal solank daardie doen. As daai solank nie 'n opdrag van die Here is nie, dan gaan dit daar bly. En die volgende aas wat hy gebruik is beheer. Jy sien, want ek wil hierdie woord beheer. God het dit uitgespreek, maar hy het dit vir my ook uitgespreek, so ek gaan beheer. Ek gaan hierdie woord laat gebeur soos wat dit vir my voordelig gaan wees. Dan begin ons kleer hierdie goed in. Ek en Marieta het baie keer so 'n bietjie binnepret. Want ons geaardhede verskil. As die Here sê vir ons 'n opdrag gee, hy sê hierdie oop deur, dan soek ek haar. Dan kry ek haar in die kamer, dan sy klaar besig om te pak. En ek sê nee, wag, ons moet eers die geld vir die petrol kry. Ons moet eers 'n kosteberekening gaan doen. En albei van ons is reg. Maar ons moet albei daai oomblik wanneer God daai deur finaal oopmaak, kan ons beweeg. Want God het jou uniek gemaak. Jou oop deur lyk anderster as my oop deur. Maar die ander kant van daai oop deur lyk anderster vir jou as vir my. Jy sien, want ons wil regtig hier goed beheer. En die vraag wat ons vra is, wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Waar gaan dit gebeur? Wie gaan daar wees? Dis natuurlik vir ons om al daai vrae te vra. Weet jy wat? Die Here ken al klaar die wie en wat en waar en die hoekoms. Dis uitgewerk in sy hart nog voordat hy vir jou die boodskap kom gee het oor 'n oop deur. Jy sien, ek en jy fokus so op daai aas wat hier voor ons is, dat ons baie keer nie daai hoek raak sien nie. En ons word gevang
Wie hou die visstok vas in jou lewe? Is dit die aas van die vyand of is dit die aas van Jesus Christus? Jy sien wat net soos die vyand aas het, het Christus ook aas. Jesus ken jou hele lewe, die Vader ken jou hele lewe. Die Heilige Gees weet wat moet gebeur. God se hart vir jou sal altyd daar wees. Kom, volg my. Kom, volg my. Jesus het elke oomblik van sy lewe geweet wat God se plan met sy lewe is. Hy kon as 'n klein seentjie van 12 waar hy vir die dominees gepreek het in die kerk. Hy kon net daar al God se plan vir ons verlossing oopgebreek het. Maar dan sou hy ongehoorsaam gewees het. Hy sou die tyd was nie reg toe hy daai ouderdom was nie. Hy het op 33 begin bedien. God se koninkryk begin verkondig op die regte oomblik. Jy sien, want ons het 'n belofte gehad van die koninkryk wat sal kom. Van die koning wat sy plek sal inneem in daai koninkryk op God se vooraf bepaalde tyd. Satan, hoe werk hy? So 'n paar goed hier neergeskryf. Hy lok ons uit. Hy steek goed vir ons weg. Hy steek haar hoek weg. Hy speel op jou begeertes. Want ek begeer hierdie, ek wil nou deur hierdie deur gaan. Satan se aas beloof vir ons onmiddellike deurbrake. Sien, nou, dit gaan nou gebeur. Maar hy bring jou nader aan slawerny en hy bring dood. En Jesus aan die ander kant, hy roep, hy maak sy waarheid aan jou bekend. Daar's niks wat weggesteek is by hom nie. Hy sê, volg my. Hy vra selfverloning. Hy trek jou in, hy bring jou nader na hom toe. Hy maak vir jou totaal vry. Hy gee vir jou 'n nuwe lewe. Jy sien wat daai belofte van die deur, dis jou deurbraak waarvoor jy wag. Die Here sê, ek gaan 'n pad maak in die woestyn, ek gaan water bring in die woestyn. Kan jy dit al in die gees sien? Jy sien, want dis die belangrike ding, die verskil tussen die vyand en Jesus, is dat wanneer God vir ons daai belofte gee, of die oop deur gee, kan ek onmiddellik weet, dat dit gaan gebeur. Ek kan in die gees al sien, hoe stap ek deur daai deur. Ek kan in die gees alreeds God se belofte vasmaak in my hart. Jesus steek niks vir ons weg nie. Jy sien, want toe hy sy vir die apostels, vir sy disippels gesê het, gaan julle gebruik as vissers van mense, het hy geweet dat hy homself in hulle deponeer, dat hulle sal kan doen wat hy vir hulle vra. Want as die Here vir jou kom sê vanoggend, hy wil jou herinner daaraan, daar is 'n oop deur wat jy dalk voorwag. Jy sien al hierdie oop deur voor jou. Maar weet dan dat hy die een is wat jou bemagtig vir dit wat aan die kant die deur moet wees. Die Heilige Gees is die een wat jou kom bekragtig. Nie uitdoen nie. Ons kan deurstap gaan. Want ek en jy kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Ons kan deurstap. Jy sien, ons maak allerhande plannetjies. Ek wil dit so doen. Ek wil dit so doen. Ek wil dit so doen. In my en jou plan, ons moet dit in lyn bring met God se plan.
Ons moet weet as ons deur daai deur stap, dat ons deurstap omdat dit God se regte tyd vir ons is. Die disippels het 'n keuse gemaak toe Jesus sê volg my. Wat is jou keuse vanoggend? Met jou deur waarvoor jy wag om oop te gaan? Wat is jou keuse wat jy maak in jou geloof waaraan jy moet vashou dat God die waarheid oor jou uitgespreek het? Want jy moet daai keuse maak. Jy gaan die een wees wat die besluit neem oor wanneer gaan jy deur daai deur stap, of jy van wag totdat God vir jou sê, totdat God die laaste stukkie van die deur oopbreek. Die belofte is daar. Jy gaan self besluit watter aas jy gaan vat. Want die aas van die vyand bring pyn. As daai hoek jou hak, dan sit hy vas want hy het weer hakies aan. Jesus se manier wat hy met jou werk is totaal anders. Sy belofte is waar. Dit waarvoor jy wag. Laat toe dat die Heilige Gees jou help om net daai stukkie aan vas te hou, die wete dat God gaan op die regte tyd daai deur oopmaak. Sy woord oor jou is waar. Dit kan nie gebreek word nie. Jesus, God is gister en vandag en môre presies dieselfde. Sy liefde vir jou, sy omgee vir jou, sy oop deure vir jou, sal altyd dieselfde bly. Maak die besluit wat jy daarmee gaan maak. Dawid het uitgeroep, my God, wat sy beloftes oor my laat waar word. Mag jy in die Heilige Gees en saam met die Heilige Gees die regte keuses maak, sodat God se beloftes oor jou ook 'n getuienis sal wees van die grootheid wat hy in jou lewe is. Amen.